Hallo daar en welkom. Vandag gaan ons op 'n regte avontuur. Ons gaan jou unieke superkragte ontdek. Ja, jy het heeltemal reg gehoor. So kom, laat ons sommer dadelik wegspring en kyk hoe jy eintlik al lankal reeds 'n superheld is. Reg, so kom ons begin met 'n groot vraag. Het jy al ooit, eintlik ooit, gedink dat jy, net presies soos jy is, spesiale kragte het? Nou ja, ek praat dalk nie van vlieg of deur mure sien nie, nee, ek praat van iets wat net so belangrik is. Iets wat jou, wel, uniek maak. So wat is hierdie superkragte dan, wonder jy seker? Wel, ons noem dit sommer persoonlike sterkpunte. Dis basies al daai dinge waarmee jy weet, natuurlik goed is. Dink daaraan soos jou eie geheime talente, wat jou presies maak wie jy is. Ja, uniek en spesiaal. Goed, so in hierdie eerste deel gaan ons nou presies kyk wat jou persoonlike superkragte is. Is jy reg om hulle te ontdek? Kom ons gaan! Kyk, hierdie superkragte is dalk baie eenvoudiger as wat jy dink. Is jy byvoorbeeld iemand wat altyd daar is vir jou maats? Dis 'n superkrag. Of miskien is jy ongelooflik kreatief, of dalk 'n regte goeie luisteraar. Weet jy wat? Elke liewe een van daai dinge, dis 'n kragtige sterkpunt. En dis die belangrikste ding om te onthou, nê? Nee. Wanneer jy jou sterkpunte gebruik, of dit nou by die skool, by die huis of saam met jou vriende is, maak jy die wêreld 'n beter plek. Jy maak 'n regte positiewe verskil, net deur jouself te wees. Dis nogal iets, né? Maar wat as jy jou superkragte nog sterker wil maak? Is dit moontlik? Absoluut. Kom ons beweeg aan en kyk hoe ons hierdie kragte kan bou, want ja, jy kan jou superkragte oefen. Dink 'n bietjie hieraan. Oefening is soos 'n magiese sleutel. Hoe meer jy daai sterkpunte van jou gebruik, soos om 'n goeie vriend te wees of om kreatief te wees, hoe kragtiger word daai vermoëns. Dis asof oefening die deur na jou volle potensiaal oopsluit. En kom ons wees eerlik, ons almal het dinge waarmee ons 'n bietjie sukkel. En dis heeltemal oukei. Niemand is perfek nie. Die ware teken van 'n sterk karakter, die regte superheld ding om te doen, is wanneer jy jou sterkpunte, soos jou dapperheid of jou deursettingsvermoë, gebruik om daai swakhede te oorkom en beter te maak. Reg so, ons het nou lekker gesels oor ons innerlike kragte, maar kom ons skuif nou die fokus 'n bietjie. Kom ons praat oor ons fisiese superpak. Ja, ek praat van ons liggame, want om jou liggaam te respekteer en mooi op te pas, dis net so belangrik. En kyk hier, hierdie tabel wys dit sommer perfek. Om na jou liggaam te sorg is eintlik baie eenvoudig. Jy het gesonde kos, dit gee jou energie. Bly aktief, dit hou jou spiere sterk. Drink genoeg water, kry genoeg slaap en hou jouself skoon. Dis die basiese reëls om daai superpak van jou in topkondisie te hou. Reg, nou vir 'n baie belangrike konsep. Privaatheid. Wat beteken dit? Wel, dit beteken doeteenvoudig dat jou liggaam joune is en net joune. Jy besluit wie naby kom en jy besluit wat jy deel. Dis iets wat met groot sorg en respek behandel moet word. En dit bring ons dan direk by die volgende groot idee, liggaamlike integriteit. Dis 'n deftige woord, maar die idee is eenvoudig en so kragtig. Jou liggaam behoort aan jou. Punt. Niemand anders het die reg om besluite daaroor te neem nie. En hier is dalk die belangrikste superkrag van almal. Dis die krag om nee te sê. As jy ooit eers ongemaklik voel met hoe iemand aan jou raak of met jou praat, het jy die absolute reg om nee te sê. Jou nee is een van jou kragtigste woorde. Onthou dit. En daai selfde krag om nee te sê, dit geld ook vir skadelike goed. Jy weet dinge soos dwelms of alkohol wat jou liggaam kan seermaak. Om jou liggaam te respekteer beteken ook om dit te beskerm en weg te bly van goed wat dit kan benadeel. Goed, so ons het nou ons innerlike kragte en ons het die reëls vir ons liggame. Maar hoe werk dit alles saam as ons met ander mense is? Veral as dinge 'n bietjie moeilik raak. Kom ons praat 'n bietjie oor konflik. Konflik klink dalk na 'n groot, slegte woord, maar dit is glad nie so ingewikkeld nie. Dit gebeur letterlik elke dag. Dis maar net wanneer mense verskillende opinies het of verskillende dinge wil hê. Dis heeltemal normaal, 'n deel van die lewe. Maar dis hoe ons dit hanteer, wat alles verander. Kyk bietjie na hierdie vergelyking. Aan die een kant het ons positiewe maniere. Jy weet, rustig praat, na mekaar luister, saamwerk, en aan die ander kant die negatiewe maniere. Skree, die probleem ignoreer, ander blameer. Nou, watter een dink jy gaan 'n probleme oplos? Presies. En dis hier waar jou superkragte, soos om 'n goeie luisteraar te wees, regtig inkom.
Kom ons kyk gou na 'n paar praktiese wenke, sulke superheld bewegings vir die huis. Wees verantwoordelik met jou take, toon respek vir die reëls en luister regtig na jou familie. Jy sal verbaas wees hoe klein dingetjies soos asseblief en dankie 'n reuse verskil kan maak. En presies dieselfde geld vir die skool. Wees vriendelik met jou klasmaats, respekteer die skool se reëls en jou onderwysers. En onthou hierdie een, dis belangrik. As jy ooit in 'n situasie kom wat jy nie kan hanteer nie, is dit 'n teken van krag, nie swakheid nie, om 'n onderwyser vir hulp te vra. Regte superhelde vra vir hulp. En net so is ons by die einde. Ons het vandag geleer van ons innerlike sterkpunte, hoe om ons liggame te respekteer en hoe om konflik op 'n positiewe manier te hanteer. So, die heel laaste groot vraag is nou vir jou. Watter een van jou unieke superkragte gaan jy vandag gebruik? Dink 'n bietjie daaroor. Kies een en gaan maak 'n positiewe verskil. Jy kan dit doen.